Goeiedag. Kom ons gesels vandag 'n bietjie oor iets wat nie altyd voor in mense se gedagtes is nie, maar eintlik een van die belangrikste rolle speel wanneer dinge moeilik raak. En dit is logistiek. Suidlanders Nasionale Departement Logistiek het ten doel om die voorsieningsketting van ons volk in moontlike noodsituasies in stand te hou. Hierdie funksie geskied in twee gedeeltes, naamlik voorbereiding en logistieke bestuur. Om bewus te wees van 'n probleem is die eerste stap tot oorwinning. Om bereid te wees om iets daaraan te doen en jouself te help is die tweede stap. En dan, om voorbereiding te doen vir sulke situasies, is die volgende stap. Voorbereiding word gereeld opgedeel in spesifieke onderafdelings. Dit strek vanaf grypsakke, huisvoorbereiding, persoonlike of gesinsvoorbereiding, motor- en sleepwa-voorbereiding, voedsel, medies, water, sekuriteit, asook kommunikasie. Persoonlike of familievoorbereiding sluit alle aspekte in wat belangrik is om ons dag-tot-dag lewens so normaal as moontlik te hou. Eindelose ure word spandeer om volksgenote te leer en te ondersteun in hierdie belangrike taak. Oor jare is ontelbare paklyste opgestel en versprei om mense toe te rus met kennis, waar om te begin, watter stappe om te volg en hoe om die belangrikste items eerste aan te skaf. Daar word ook gewys hoe om seker te maak dat voorbereidings vars en veilig bly. Aanbevelings word gemaak oor belangrike elemente soos behuising, kragvoorsiening, weersomstandighede en selfs oor spesifieke variëteite groentesaad vir voedselsekerheid. Verder is daar 'n groot fokus daarop om kritiese elemente te identifiseer wat in 'n onsekere toekoms skaars kan raak. Werkspanne word saamgestel om oplossings te ontwikkel, dikwels met die minimum hulpbronne tot ons beskikking. En tog sien ons dit daagliks. Ons mense het 'n unieke vermoë om boerplanne te maak en uit te voer en resultate te lewer wat getuig van ons Hemelse Vader se betrokkenheid in wat ons aanpak. Die voorbereidings wat vandag gedoen word, het ten doel om verligting te bring wanneer 'n voorsieningsketting ineenstort, veral vir die wat goed voorbereid is. Dit is al jare bekend dat voorbereide persone die kern sal vorm van die suksesvolle uitvoering van die Suidlander noodplan. Hulle voorbereiding verwyder addisionele las van beskikbare hulpbronne en maak dit moontlik vir sleutelpersoneel om gefokus te bly op hul take sonder om te bekommer oor basiese oorlewing. Die departement logistiek speel 'n onmisbare rol in elke ander Suidlander departement. Daar sal altyd 'n behoefte wees aan items, van eenvoudige dinge soos seep vir basiese higiëne tot gespesialiseerde medikasie wat moontlik nie meer beskikbaar is nie. Daar sal ook behoeftes ontstaan vir goedere wat moeilik self vervaardig kan word, soos voertuigonderdele of die verwerking van groot oeste tot produkte wat lank gestoor kan word. Die lys is eindeloos. In kort, alles wat vandag beskikbaar is, mag môre nie meer wees nie. Dit bring ons by logistieke bestuur, die oprigting van strukture wat kan funksioneer selfs wanneer hulpbronne skaars is. Logistieke bestuur word verdeel in subdepartemente soos invordering deur skenkings, stoor en beheer, vervoer en dienste aan belangrike personeel. Die tradisionele definisie van logistiek is om die regte produk op die regte tyd, in die regte hoeveelheid, by die regte persoon te kry. In ons geval gaan dit nie oor kliënte nie, maar oor die oorlewing van 'n volk. Dit beteken groot hoeveelhede produkte moet soms verskuif word vanaf produksiegebiede na plekke waar dit benodig of verwerk word. En omdat alles nie onmiddellik gebruik word nie, word stoor en beheer van kardinale belang. Aanvanklik sal invordering deur skenkings 'n reddingsaksie wees om onmiddellike nood aan te spreek, maar met tyd sal hierdie bronne minder word en sal die fokus verskuif na volhoubare voedselproduksie en verwerking. Ons bestudeer gereeld voorbeelde uit die verlede, uit ons eie geskiedenis, sowel as uit ander lande, om voorbereid te wees vir die dag wanneer ons nie meer tyd het om te wonder nie. Uit hierdie studies neem ons die beste praktyke en wysheid van die wat reeds deur soortgelyke situasies is. Ons werk word gelei deur ons geloof en ons liefde vir God, volk en vaderland. En binne daardie raamwerk poog ons om op 'n positiewe manier by te dra tot die verligting van swaar kry. Skakeling tussen departemente is van kardinale belang. Geen een kan op sy eie funksioneer nie. Daarom word elke persoon aangemoedig om hul gereedskap, hul toerusting en hul vaardighede voor te berei. Hierdie dinge gaan 'n belangrike rol speel in 'n toekomstige heropbou, 'n proses waar 'n samelewing weer stap vir stap normaal begin funksioneer. Die departement logistiek, soos die ander Suidlander departemente, ervaar soms onsekerheid, maar baie meer dikwels is daar opgewondenheid oor wat voorlê. So ek wil afsluit deur te sê,
Sluit aan, skakel in, raak deel van 'n groep mense wat deel is van oplossings, want jou bydrae vandag, al voel dit klein, kan dalk net die verskil maak in iemand anders se lewe môre. En uiteindelik, onthou ons vertrou nie net op wat ons self kan doen nie, maar op die Here wat voorsien, wat lei en wat getrou bly. Dankie dat jy geluister het.